Goeienaand Suid-Afrika, ons is nog by 4 Mei, dis nou 1900 Suid-Afrika tyd. En ek wil net so iets in perspektief stel. Ek sien baie mense vra, hoekom maak Amerika nie net skoon met Iran? Hoekom gaan hulle net in en maak die hele plek skoon nie? Want hierdie uitmergel of hierdie uitstel en lang oorlog het 'n impak op mense in Suid-Afrika, wat so, die petrolprys bly hoog, die olieprys bly hoog, en hoe langer die ding aangaan, hoe langer sal die olieprys so hoog hou, wat die petrolprys hoog hou, so dit is 'n impak op baie mense op die wêreld. Nie net op daai streek nie. Maar hoekom, as Amerika so sterk is, gaan hulle nie net in en maak skoon nie? Nou, jy moet nou eers alles in perspektief verstaan. Amerika fight nie vir Iran nie. Die 98% van die bevolking is baie goeie mense. Wil jy nou hê Amerika moet ingaan en die hele 98% van 'n 80-90 miljoen bevolking uitroei om 'n paar IRGC ouens uit te haal? Dit kan ons nie. Jy kan ons nie net ingaan en skoonmaak nie. Imagine nou dieselfde ding geld in Suid-Afrika. Amerika is besig om die Suid-Afrikaanse regering te druk en uit te skuif en jy weet sulke strikes te doen. En dit hou lank aan en die mense sê, hoekom gaan Amerika nie dit maak en maak Suid-Afrika skoon nie? Dan gaan hulle mos jou ook uithaal. So, die probleem is, daai IRGC ouens is in siviele klere, kruip dus nie die populasie weg. Om hulle te gaan uithaal beteken jy gaan massive collateral damage moet hê. As jy wil gaan, seker dan maar kry almal uit. Want jy gaan mense moet stryk waar hulle wegkruip in stede, in skole, in hospitale, in al die plekke. Jy weet mos hoe werk hy terroriste se koppe, kruip weg, bou militêre fasiliteite reg langs skole, reg langs hospitale en so. So as jy hulle attack, dan sê hulle net, kyk Amerika skiet hospitale en kyk Amerika skiet skole. En nie wil jy ons moet ingaan en die hele plek skoonmaak. Dis gaan mos nie werk nie. Dis mos nie fout met ons koppe, dat ons wil ingaan en onskuldige mense net onskuldig gaan doodmaak nie. So, die wat dit dink, verstaan regtig nie die konsep van oorlog nie. Jy kan nie net eenvoudig ingaan en alles skoonmaak nie. Hierdie is nie 'n oorlog wat 'n weermag op 'n battlefield is, wat jy kan sien, daar's die ander kantste weermag op 'n battlefield, almal het uniform, daar's hulle guns, daar's hulle wapens, hier's 'n mag aan hierdie kant op 'n battlefield, almal het en so jy weet, as jy mekaar aanval, jy val soldate aan. Daai is lankal verby, daai oorlog. Dit lankal verby, hier met die Tweede Wêreldoorlog is dit al verby. Korea het nog steeds so gegaan, Korea-oorlog, maar daarna is dit verby. Die oorloë nou teen terreur, soos die, hulle kruip in die populasie weg, soos wat hulle in Irak gedoen het, soos hulle in Afghanistan gedoen het, dis wat hulle doen. Soos hulle nou in Iran doen, soos wat Hamas daar in Gaza gedoen het. Hezbollah in suide van Libanon. Die Houthis doen dieselfde, waar hulle is. Jy weet, die terroristgroepe kruip in die populasie weg. So al het ons die vermoë om in te gaan en Iran plat te maak, heeltemal, dis nie 'n probleem nie. Kan jy dit nie doen nie, kan jy net ingaan en die hele populasie uitroei. Jy weet, 98% van die populasie uitroei met 2% te kry nie, dis mos nie reg nie. So, president Trump het baie duidelik gesê, hulle het hom gevra, gaan jy met 'n groot strike weer terug gaan na hulle toe? Toe sê ek kan, no problem, maar ek wil nie, dis nie human, ek kyk in die human factor, ek wil nie onnodig mense doodmaak nie. Tot ons nou regtig op so 'n punt kom dat ons nie kan nie. So die mense wat heeltyd vra, hoekom gaan Amerika nie net in maak skoon nie? Dink bietjie voor jy so iets weer vra. Dink jy nie gevolge daarvan. Dis nie reg, mense kan nie dit doen nie. Ek's Morne Botha vir Koepel TV, geniet die dag.